Ons wonderlike Vader, wat 'n onuitspreeklike voorreg, dat ons aan U mag behoort. Wat 'n voorreg dat nietig stof U naam op ons lippe mag noem. Wat 'n onbegryplike genade, dat ons op U mag hoop, dat ons in U mag glo, en dat U in soveel genade en liefde met ons handel. Daarom ook vanmôre, wanneer ons so saam is, wil ons voor U buig en sê, Vader Jahwe, vorm ons en maak ons waarlik U welbehaaglik, ook vanmôre deur U woord. In Yeshua se naam bid ons dit. Halleluja. Amen. Geliefdes, U kan gerus sit. Die tema van vanmôre se boodskap is bekeer julle tot Jahwe. En kom ons blaai na Handelinge 3 toe vir ons teksgedeelte. En vir elke opregte kind van Jahwe, en ons gaan dit nou weer sê, is bekering nie 'n enkelmalige handeling nie. Bekering is iets wat elke dag in jou en my lewe gestalte kry. En ons lees Handelinge 3, nadat daardie wonderlike gebeurtenisse waarby ons verlede week stil gestaan het, die Yeshua wat vlees geword het, gesterf het, opgestaan het en triomfeer. Dan kom Yeshua en hy verskyn aan sy disippels, soos ons hanteer het. En dan kom hy in Matteus 28, jy kan maar net luister, en hy sê, en Yeshua het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel. Onthou net, ons gaan nou net terugkom na hierdie gedagte toe Yeshua wat sê, dat onderhou alles wat ek julle beveel het. En dan gee Yeshua die opdrag duidelik aan sy disippels, soos ons nou gehoor het, gaan uit, gaan verkondig die evangelie aan die nasies, en dan doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en leer hulle dan om alles wat ek julle geleer het te onderhou. En Yeshua maak dit duidelik, dat hierdie evangelie moet uitgaan. En daarom is dit dieselfde evangelie, wat ook vandag in ons tyd na jou en my toe kom. En daarom is die belangrikheid, niemand kan hierdie evangelie glo, as hy dit nie hoor nie, en soos Romeine 10 vers 14 sê, as daar niemand is wat dit predik nie. Dis ons werk daarom, om hierdie wonderlike evangelie te verkondig. En nou kom ons by die klimaks. Wanneer ons hierdie evangelie hoor, en Vader Jahwe aan sy uitverkorenes geloof skenk, is bekering die produk van daardie geloof. So hierdie hele boodskap van die evangelie kom dan tot die gelowige of tot die uitverkorene, en Jahwe wat geloof skenk, bring bekering voort. Daarom is bekering die vrug van geloof. En dit nou in gedagte wanneer ons begin lees. Kom ons lees daarso Handelinge 3 vanaf vers 19 af. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van Jahwe mag kom. Voor ons verder lees, wat gebeur wanneer die mens tot bekering kom? Wanneer die mens hom oorgee aan Jahwe, tye van verkoeking, tye van oorvloed, tye van seën. Hoekom? Want ek en jy ontvang Jahwe se vrede, ons ontvang sy genade, het ek en jy oorvloed van Jahwe ontvang? Absoluut. Kan ons in dankbaarheid sê, Jahwe is vir ons goed, bo wat ons ooit kan verdien? Ja. Ongelukkig, omdat baie gelowiges nie werklik verstaan wat Jahwe vir hulle gedoen het nie. Omdat baie gelowiges die belofte van Yeshua en die lewe van Yeshua is vir hulle arm. Want hulle meet dit net materieel en nou. En daarom kom so baie gelowiges en hulle voel maar hulle het nie veel ontvang nie.
Terwyl die rykdom, daarom kan Efesiërs 1 vir ons sê, ons het alle rykdom, alle geskenke in Yeshua ontvang. En daarom is ons as gelowiges daar wanneer Yeshua sê van die fontein van lewende water wat in julle sal word 'n fontein van lewende water. En dan praat hy van die Heilige Gees wat ons sou ontvang. Vir baie gelowiges is dit 'n vreemdheid omdat hulle die geestelike gawes wat Jahwe ons gegee het, die rykdom in Jahwe, die nuwe lewe in Jahwe, gehoorsaamheid, vrede, lankmoedigheid, alles wat ons in Jahwe ontvang het, ag hulle gering. Daarom is dit belangrik dat ons as gelowiges regtig dit sal raak sien, waar hy sê, 'n verkoeking voor die aangesig van Jahwe. Vers 20. En hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Yeshua Messia, hom wat die hemel moet ontvang, tot op die tye van die wederoprigting van alle dinge, waarvan Elohim van ouds af gespreek het, deur die mond van al sy heilige profete. Want Moses het tot die vaders gespreek, Jahwe, julle Elohim, sal vir julle 'n profeet verwek, uit julle broeders, net soos ek is, na hom moet julle luister, volgens alles wat hy met julle sal spreek. Wie is hierdie profeet? Yeshua. Wat moet ek en jy doen? Ons moet luister na alles wat hy gesê het. Ek wil jy moet oplet na hierdie gedagte, dat die fokus is dit wat Yeshua sê, ons gaan nou daarby uitkom. Vers 22. En elke siel wat nie na die profeet, na Yeshua luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. En ook al die profete, van Samuel af, en die wat gevolg het, almal wat gespreek het, het ook hierdie dae aangekondig. Weet julle wat pragtig is? Hier kom die apostels en hulle sê, almal van Samuel af, het gepredik van hierdie dae. Wat is hierdie dae? Yeshua se prediking. Want dit is die klimaks, daarin vind ons die lewe. Vers 25. En julle is kinders van die profete, en van die verbond, wat Elohim met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. Geliefdes, voor ons verder lees, wil ek net sê, wat 'n wonderlike voorreg. Wanneer ons daai woorde kan lees, dan is die apostels wat in hulle tyd sê, hierdie woorde is vir julle, en vir julle wat in hierdie nuwe verbond ingesluit word. En dan kan ons saam met hom sê, hierdie woorde is vir jou en my. Ons ag dit so algemeen. Maar daar is iets wonderliks, dat hierdie verbond vir my en vir jou is, vers 26. Elohim het nadat hy sy kind Yeshua opgewek het, hom eers vir julle gestuur, om julle te seën, deur elkeen van sy bose werke te bekeer. Tot sover lees ons saam. Yeshua is vir ons gestuur, om wat te doen volgens Handelinge 3 vers 26, om wat met jou en my te doen, om ons van ons bose werke te bekeer, sodat ons wat kan doen? Alles wat Yeshua gesê het. En dit is die tema. Bekering beteken in sy eenvoudigste vorm, om jou gedagtes te verander ten opsigte van twee sake, weg te draai van sonde en in geregtigheid te wandel. Ek gaan dit weer sê, want dit moet ons onthou. As ons dan ook sê, dat bekering is nie net 'n enkelvoudige gebeurtenis, 'n elke dagse gebeurtenis, dan is bekering in sy wese, is bekering, en onthou wat sentraal staan is jou gedagtes. Is om jou gedagtes te verander. Ek weet daar's baie keer gesê 'n omkeer, en is heeltemal reg, maar ek wil die kern van dit vasvat en sê, dis in jou gedagtes, om weg te draai van die sonde af, en in geregtigheid te wandel. Bekering is nie net een keer toe ek tot bekering gekom het, soos ons dikwels sê, en Jahwe dien nie. Bekering is 'n volhardende proses wat aansluit by heiligmaking, die afsondering van dit wat verkeerd is en die toewyding aan Vader Jahwe. Daarom is dit in 'n gelowige se lewe en in jou en my lewe 'n elke dag se proses, en ek wil dit vir jou vra.
is dit elke dag by jou teenwoordig. Elke dag daai besef, ek moet wegdraai van die sonde en die begeerlikhede van hierdie wêreld en ek moet die geregtigheid van Yeshua navolg. Bekering word so mooi opgesom en ek wil hier met saam my lees na Romeine 12 toe. So mooi opgesom in Romeine hoofstuk 12. En ek dink die meeste van ons ken dit hierdie gedeelte eintlik ook al uit ons koppe uit. Romeine 12 vers 2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van Elohim is. Geliefdes, hierdie is 'n pragtige opsomming van wat bekering is. Bekering is dus eerstens in my gemoed, 'n vernuwing van julle gemoed, 'n vernuwing van julle gedagteswêreld, om julle weg te keer van die wêreld en verander te word na die beeld van Yeshua, sodat julle kan beproef wat die goeie en die welgevallige en die volmaakte wil van Jahwe is. Ook Efesiërs 4, kom ons blaai saam so intoe, Efesiërs 4. Efesiërs 4 vers 22. En wanneer ons dit vanmôre lees, dan is die tema van vanmôre bekeer julle tot Jahwe. En as ons sê bekeer, dan is dit 'n daad wat elke dag ons roep. So as ons hier lees, onthou dit, dis jou en my oproep elke dag, nie afgehandel nie, elke dag. Kom ons lees daar vers 22. Dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouë mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleide ten gronde gaan, en dat julle vernuwe word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na Elohim geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Sien julle, ons kan hierdie twee woorde, geregtigheid en heiligheid. Want die proses van bekering bring voor dat ek en jy in ons gedagteswêreld, want ons het al vroeër gesê, ek dink ons het dit vanmôre in die stilte tyd ook gesê, dit wat jy dink, dit sê jy, dit wat jy sê, dit doen jy. Dis hierdie proses. So waar begin jou en my verandering in ons gemoed? En daarom is hierdie beginsel dan om deur my gemoed te vul. Ons het dit vanmôre in die stilte tyd gesê, maar ek wil dit tog herhaal. Hoe dryf ek duisternis uit 'n vertrek uit? Ek kan nie duisternis ter wille van die kinders duisternis vang en dit uitdra en buite los en weer inkom en weer duisternis in 'n blikkie vang of in 'n emmer vang en uithardloop en dit buitekant los nie en later ek al die duisternis uitgedra nie. Gaan dit werk? Nee. Baie gelowiges wil daai dieselfde manier in hulle geestelike lewens doen. Hulle wil sonder om die lig aan te sit in hulle, wil hulle die sonde oorwin. Wat gaan gebeur? Net ander sonde gaan dit vul. Ons het daai pragtige gelykenis van as die huis nie gevul word nie. Wat gaan gebeur? 7 wat erger is, gaan dit maar net weer beset. En dis die groot hartseer in baie gelowiges se lewe, dat hulle stryd met sonde word beperk tot die sonde en die fokus is op die sonde. Terwyl, wanneer ons kyk, bekering is die draai van jou gedagtes waarheen? Tot Jahwe, sodat jy in geregtigheid kan wandel. Wat gebeur dan spontaan? Die duisternis word uitgedryf. En soos ons altyd sê, hoe dryf ons duisternis uit 'n vertrek uit? Sit die lig aan. Die oomblik as die lig aangesit word, dan verdryf die duisternis. Jakobus verduidelik dit vir ons as volg. Jakobus 4 vers 7. Kom ons blaai saam so intoe. Jakobus 4 vers 7. En hierdie beginsel is baie belangrik, want elkeen van ons wat al op 'n stadium in ons lewe teen sonde geworstel het agtergekom dat ons in onsself magteloos is. Dat hoe meer jy uitdra, hoe meer is daar, behalwe as jy die lig aansit.
En daarom Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle aan Elohim. En as ons onderwerp het aan Elohim, wat kan ons dan doen? Weerstaan die duiwel. En hy sal van julle wegvlug. Maar waar begin ons oorwinning? By die onderwerping aan Jahwe. Daarom is bekering, en ek het vanmôre kan herhaal oor en oor, dan is dit die draai na Jahwe toe, om te wandel in geregtigheid. En as ek sê wandel, dan praat ek nie van jou werke, ja, dis die implikasie, maar waar begin dit in jou gedagtes? Want ons gedagtes is waar die oorlog plaasvind. Ons gedagtes is waar daar die oorlog gewen of verloor word. Want so baie fokus op die werke, dis nie die grootste stryd nie. Die grootste stryd is in ons harte om dit te oorwin. Onderwerp julle dan aan Elohim. Weerstaan die duiwel, hy sal van julle wegvlug. Vers 8, nader tot Elohim, en hy sal tot julle nader. En wat is die gevolg daarvan? Reinig die hande julle sondaars en suiwer julle harte ondubbelsinniges. Wat gebeur wanneer Johannes 3 vir ons sê ons kom na die lig toe? Wat doen die lig? Die lig beoordeel ons. En die lig vat alles wat nie tot eer van Jahwe is nie, word weggeneem, word geopenbaar. En daarom vers 10, verneder julle dan voor Jahwe en hy sal julle verhoog. Geliefdes, wat 'n wonderlike genade is. Dis nie my en jou bekommernis nie. Dis nie my en jou werk om bekommerd te wees oor die of oor daai nie. Wat is jou en my werk? Om by Jahwe te gaan skuil. Om ons te gaan verneder voor Jahwe. Te sê Vader, en aansluitend, by vanmôre se stilte tyd ook, om vernederend eerlik te wees oor jou swakheid, voor Jahwe. Want dis hy wat vergewe. Want bekering is 'n vereiste vir ons gemeenskap met Jahwe. As ek en jy met Jahwe wil wandel, wat gaan sonde doen? Sonde gaan daai verhouding skade doen. Ek kan nie met Jahwe wandel wanneer ek volhard in sonde nie. En as ek sê volhard in sonde, ons gaan nou daarby uitkom, dan handel dit oor meer as net almal van ons sondig dikwels. Maar wat gebeur na ons gesondig het? Ons in daai bekering buig ons en ons doen belydenis van ons sonde. Maar wanneer ek en jy volhard in sonde, sonde doen ons geestelike verhouding met Jahwe skade. 1 Tessalonisense 1 vers 19, u kan maar net luister, want hulle vertel self aangaande ons, watter ingang ons by julle gehad het, en hoe julle heel van die afgode bekeer het tot Elohim, om die lewende en waaragtige Elohim te dien. Om met Jahwe te dien en met hom te wandel is wat nodig? Bekering. Daar moet in elkeen van ons as gelowiges se lewens daai proses wees. En ek wil dit vir jou vra. In jou eie lewe, is dit iets wat relevant is om dikwels tot bekering te kom? Jesaja 55 vers 7. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot Jahwe bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees, en tot onse Elohim, want hy vergeef menigvuldiglik. Die genade, ware gelowiges, word gekenmerk deur daaglikse bekering. Ware gelowiges mag nooit vrede met sonde nie. Hulle gee nooit oor aan sonde nie. Hulle struikel dikwels. Maar dis nie dat hulle met die sonde 'n kompromie begin sluit en vrede maak met die sonde en die sonde net toelaat nie. Nee, daar bly altyd, die sonde bly altyd die vyand. En daar is altyd 'n stryd teen sonde. En daar is altyd, wanneer ons gestruikel het, berou en belydenis. Dis die kenmerk van 'n gelowige. En dit is belangrik by jou en my lewe. Daar moet altyd bekering sorg, dat daar altyd by jou na sonde berou en belydenis is. Ek mag nooit in 'n situasie beland waar daar nie berou en belydenis is nie, waar ek maar net aangaan met my sonde nie. Daarom is dit nodig dat elke gelowige onder leiding van die Heilige Gees gaan stil word voor Jahwe en vir Vader vra om elke klein dingetjie in jou lewe en my lewe wat Jahwe nie welbehaaglik is nie, aan ons te openbaar. Dis nodig om soms stil te staan, soos Dawid sê, Vader, U wat my beter ken as myself, wys in my wat U nie welbehaaglik is nie. Selfs vir ons as gelowiges, wat Jahwe al lank al dien,
is dit iets wat ons nie moet verontagsaam nie. In 'n gejaagde lewe moet ons daai tyd maak om te sê, Vader, oortuig U my, wys U my en lei U my. U en my begeerte is tog om geestelik te groei. Maar as ek so dol en besig is, gaan daar nie tyd wees, dan gaan ek nie luister nie. En daarom moet ek myself instem, daarom is dit nodig, dat Jahwe dinge in my lewe kan identifiseer, en my oortuig, sodat ek dit kan agterlaat. Dit is presies, waartoe ons geroep word, tot volhoudende bekering, om deur gehoorsaamheid, stelselmatig, elke dag, ons gedagtes, en as ons gedagtes verander word, ons lewe, ons werke, tot dade van geregtigheid. Nou wil ek gou vir 'n oomblik stil staan, ek wil gou vrug praat oor geregtigheid self. Geregtigheid, weet ons, is die positiewe kant van die wet. Ons het dit al in vorige boodskappe gesê. Geregtigheid is om nie sonde te pleeg nie, maar die teenoorgestelde, die goeie werke. Maar, ietsie wat ons moet bysit. Geregtigheid verwys na 'n optrede wat Jahwe welbehaaglik is. En daarom is hierdie optrede absoluut in korrelasie met die openbaring van Jahwe. Want onthou, Jahwe openbaar aan ons wat hom welbehaaglik is, en daarom is geregtigheid. Baie mense val net vas, en ek gaan dit nou verder gaan, in geregtigheid net 'n klomp moets en moenies. Geregtigheid is baie groter as dit. Geregtigheid is die optrede wat Jahwe welgevallig is. En dis dit wat deur Jahwe geopenbaar word. Geregtigheid in die Nuwe Testament, en hoor mooi, kry 'n besonderse nuwe betekenis. In die Ou Testament kry ons die geregtigheid deur die gehoorsaamheid van die wet. Maar nou weet ons van wie getuig die wet? Van Yeshua. Ons het Matteus 28 gelees wat Yeshua sê, dat julle moet doen alles wat ek julle beveel het. En hierdie is geweldig belangrik. Geregtigheid in die Nuwe Testament kry 'n besonderse nuwe betekenis dat alle geregtigheid word geïnterpreteer vanuit Yeshua. Wanneer Johannes, ons gaan nou daarby kom, wanneer die apostels kyk na geregtigheid, word dit absoluut geïnterpreteer deur Yeshua, en daarom is dit Yeshua sentries. Yeshua word die absolute beeld van geregtigheid. En hoekom kan ons dit baie duidelik sê? Want onthou, in die Ou Testament het Israel die wet gekry. Dit was Jahwe se openbaring aan Israel. Maar wie is nou die openbaring van Jahwe? Yeshua is die openbaring van Jahwe. En daarom, as ons dus sê, geregtigheid is die optrede wat Jahwe welbehaaglik is, en gaan verder, geregtigheid is dit wat Jahwe aan ons geopenbaar het, en daarom het ons daai opdrag om in die spore van geregtigheid te volg. En daarom is ons opdrag dan om in alle geregtigheid te wandel, naamlik in die voorbeeld van Yeshua. En daarom, wanneer ons in 1 Johannes die term geregtigheid aantref, moet ons onthou waarna dit verwys. Kom ons gaan na 1 Johannes 2 toe. 1 Johannes hoofstuk 2. In Johannes 2 vers 28. En nou, my kinders, bly in hom. Wie is daai hom? Dis Yeshua. Sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Voor ons verder lees, wat is ons tema? Bly in Yeshua. Bly in hom, want wat gaan gebeur? Hy gaan terugkeer, en wat gaan gebeur? Sodat ek hier nie beskaam staan nie. Vers 29. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. As ek en jy in Yeshua bly, en dit wat Yeshua doen, wat doen ons? Ons bly in geregtigheid, is uit hom gebore.
Dis iets baie kosbaars. Julle kan onthou Johannes 3, hierdie temas van Johannes loop reg deur. Johannes begin in Johannes 3, wanneer hy sê, elkeen wat nie van bogebore of weergebore word, anothen, weergebore word nie, Johannes 3 vers 5, dan kom hy in 1 Johannes en hy gaan hiermee voort. Die kernbeginsel van Johannes se evangelie is die nuwe lewe in Yeshua. En hierdie nuwe lewe in Yeshua word gekenmerk deur die vrug van Yeshua. Hoor wat sê hy verder in 1 Johannes 3 vers 7. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Ek wil hê jy moet sien, wie is die maatstaf? Yeshua. Wie word ons geroep om te leef soos hy? En dis soveel meer as net die eerste 5 boeke van Moses. Want het gaan nou oor die liefdesgebod van Jahwe, wat soveel groter is as net daardie fisiese handelinge. 1 Johannes 3 vers 10, hierin, en nou kom ons by die klimaks, hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Voor ons het verder lees wil ek sê, hier is die skeiding tussen die kinders van Jahwe en die kinders van Satan. Ons gaan verder. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit Elohim nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. So hierdie voorbeeld van Yeshua, van liefde en van sy lewe, en ek wil dit sê, wanneer ons daar kyk na die bergpredikasie, ek dink nou vinnig aan die gedagte, wanneer Yeshua sê, moenie veroordeel nie, want die maat waarmee julle oordeel, sal julle geoordeel word. Elke woord van Yeshua, daai wat hy ons leer in die bergpredikasie van nederigheid, sagmoedigheid, om ons vyande te vergewe, om lankmoedig te wees, om die koninkryk van Jahwe te soek eers die koninkryk van Jahwe en sy geregtigheid. Al hierdie beginsels is hierdie kenmerk, hierdie is die kinders van Elohim, wat hierdie dinge doen, en hierdie is die kinders van die duiwel. Al is hulle suiwer Israeliete, as hulle dit nie doen nie. Of ek en jy leef in die opgestane lewe van Yeshua, of ek en jy lewe in die ou lewe van sonde, wat my kind van Satan maak. 1 Petrus 2 vers 24. 1 Petrus 2 vers 24. Wat selfs ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid kan lewe, deur wie se wonde julle genees is. En geliefdes, soos ons verlede week gesê, daarom bly die sterfte en die opstanding van Yeshua die fokus, want waar kry ek en jy die krag om verander te word? Om werklik daar by die vloekpaal, wanneer Yeshua sterf en opstaan, dis jou en my krag om verander te word. Wie van julle het al gevoel die sonde is sterker as jy? Wie van julle het nog nie gevoel nie? As jy het nog nie gevoel het nie, dan wil ek sê, leef jy nog in 'n waan. Die sonde is sterker as jou en my. Punt stop. Is nie 'n verrassing nie. Paulus sê dit, die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, die slegte wat ek nie wil doen nie. Ons het almal gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van Jahwe. So die eerste punt wat ons mekaar moet sê, jy is swakker as sonde, punt stop. Maak nie saak, al dink jy, en ek sê, gaan spreek woordelik sê, jy dink jy is dalk Tase nie. Jy is niks. Die sonde is sterker as jou en my. En daarom is bekering nodig om sonde te kan oorwin, naamlik 'n buiging voor Jahwe, my gedagtes vir Jahwe in te stel. Ek wil gou vir jou vra, dink jy jou wilskrag is sterk genoeg om sonde te oorwin? Nee. Jou wilskrag is niks. Jou wilskrag is eintlik maar net swak. Ons krag lê daarin, in die buiging voor Jahwe.
En die bekering is die buiging voor Jahwe. Soos ek vanmôre dit kan herhaal en ek kan dit opnoem. As jy worstel met sonde, uitdaging, moedeloosheid, negativiteit, wat dit ook al mag wees, wat is jou eerste stap in bekering? Buiging voor Jahwe, vernedering voor Jahwe, buiging voor Jahwe, gaan kniel by Jahwe, gaan word stil by Jahwe en verander jou gedagtes. En dit bring, en wie is ons voorbeeld, by wie ons najag? Yeshua. Daarom, wanneer ons daarop bou, bekering en geregtigheid. Geregtigheid is dus die produk van bekering. Kan julle onthou ons het al gepraat oor geloof en geregtigheid. Geloof bring bekering en bekering bring geregtigheid van die lewe van Yeshua. En ons gaan lees dit in Kolossense 3 vers 1. Kolossense 3 vers 1. Kolossense 3 vers 1. As julle dan saam met Messia opgewek is, soek die dinge daarbo waar Messia is aan die regterhand van Elohim sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Messia verborge in Elohim. Wanneer Messia wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeerte, gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toren van Elohim oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik, hy sê eers hierdie boosheid, en ek wil julle moet mooi volg wat Paulus hier aan Kolossense skryf, hy sê, julle was eers hierdie vreeslike sondaars, julle was in hoerery en onreinheid en hartstog en slegte en gierigheid en alles, maar nou het julle tot bekering gekom. Maar julle is nog nie ten volle skoon nie. Wat moet nou in julle lewens gebeur? Daar is nou 'n volgende stap wat nodig is. Maar nou moet julle ook dit alles aflê, vers 8. Toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. En skielik sny hierdie bietjie nader aan die huis. Skielik is hierdie iets wat baie meer, waarmee ek en jy nou amper ook moet sê, hoor, maar hoe baie keer praat ons kwaad? Hoe baie keer skinder ons? Hoe baie keer word ons kwaad? En hoe baie keer is ons besig? Vers 9, lieg nie vir mekaar nie. Omdat julle die ouwe mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens beklee het wat vernuwe word tot die kennis na die beeld van sy skepper. En hierdie proses, en vanmôre se boodskap is spesiaal vir ons as gelowiges. Hierdie volhardende proses van verandering en verandering. Vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van Elohim. En nou wil ek eers voor verder lees, is ons die uitverkorenes van Jahwe? Amen. Wat 'n wonderlike voorreg. En as ons dit wil sê, wat is die oproep? Heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierendheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. En nou die moeilike deel, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander klag het. Soos Messia julle vergeef het, so moet julle ook doen. En ek wil net vir 'n oombliekie stil staan en ek wil sê, vergeef soos wanneer ek wil, wanneer ek voel om te vergeef, wanneer ek dink daai ou, wanneer hy my om verskoning kon vra het, wanneer hy kom pleit het vir genade, en ons glimlag daaroor, maar dis baie van ons ingesteldheid. Ek sal dan vergewe, maar die opdrag is, julle moet vergewe, soos hy jou en my vergewe het. Vers 14, en beklee julle bo dit alles met die band, met die liefde, wat die band van volmaaktheid is. Geliefdes, is daar vir ons vandag, met ons swakheid, met ons nietigheid, is daar vir ons as gemeente daai begeerte om Jahwe in volheid te dien? Ja. Met ons tekortkominge,
met ons stryd. Maar dis ons pad van bekering. En ek wil vanmôre vir elkeen vra, as daar iets is in jou lewe, gaan word stil voor Jahwe en gaan vra vir Vader, Vader, wat is daar in my lewe wat U nie welbehaaglik is nie? Wat is daar nog in my hart wat U wil wegneem? En daarom is 'n ware gemeente en 'n ware gelowige se lewe word gekenmerk deur bekering. Deur daai buiging voortdurend voor Jahwe. Ons lees daar vers 15 en 16. En laat die vrede van Elohim, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Ek wil tog dit vra, is dit vredevol om te bekeer? Ongelooflik. Is dit vredevol om te vergewe? Goed, om nie te vergewe nie, bring dit vrede? Om bitter te wees, bring dit vrede? Maar om Jahwe gehoorsaam te wees, woede, bring dit vrede? Ongeduld, noem maar op, al daai dinge. Maar wanneer ek en jy bekeer word elke dag, bring dit daai vrede van Jahwe in jou en my. Te midde van watter omstandighede? Onstuimige omstandighede. Vers 16. Laat die woord van Messia ryklik in julle woon, in alle wysheid. Kan julle onthou wat ons gesê begin van bekering? Wat is die eerste stap van bekering? Om tot Jahwe te draai, na sy woord. Leer en vermaan mekaar met psalms, lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van Jahwe. Waarmee moet ons woord, waarmee moet ons harte vul? Waarmee moet ons gedagtes vul? Met die lofsang en die woorde van Jahwe. Psalm 100 vanmôre voor die diens. Dis waarmee ons gedagtes moet vul, met daai woorde van Jahwe, blydskap aan Jahwe, lof aan Jahwe, die getuienis, die psalms is so mooi getuienis van Jahwe se werke, dis waarmee ons gedagtes moet vul, met psalms, lofsange, geestelike liedere, sing in julle harte. Ek wil gou vra vir elkeen, hoe baie kyk jy enige prente wat daar is? Hoe baie lees jy? Baie lees jy nuus? Baie kyk jy nuus? Luister nuus? Hoe baie sing jy lofliedere tot eer van Jahwe? Hoe baie is daar by jou 'n lofsang of 'n psalm of 'n geestelike lied in jou hart wat jy in dankbaarheid tot eer van Jahwe sing? Vers 17. En wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van Meester Yeshua, en dank Elohim die Vader deur hom. In wie leef ek en jy? En ek sluit daarmee af. In wie leef ons? In Yeshua. Wie is vir ons die voorbeeld van geregtigheid? Yeshua. Wie bring geregtigheid voort in jou en my? Yeshua. En daarom is dit ons lewe in hom. En ek wil afsluit en dit is die vervulling van die evangelie. Die evangelie is Yeshua het vlees geword, hy het gesterf en hy het opgestaan. Hoekom? Sodat ek en jy wat in duisternis was, uitgehaal kan word en in die koninkryk van die heerlikheid geplaas word. Nie net posisioneel nie, maar funksioneel. Sodat ek en jy ophou kwaad praat, jok, skinder, hartstogte, vlees, gierigheid, al daai dinge, tot wat? Tot liefde, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid. Ek wil afsluit daarmee, geliefdes, en ek wil vra, bekering is 'n doelbewuste oorgawe aan Jahwe. Moet dit nie agterweë laat nie. Moenie dink bekering was iets wat gebeur het daai tyd, toe ek 21 was, of 14 jaar oud was, of 65 toe ek tot bekering gekom het nie. Bekering is, ja, dit was die eerste bekering, maar bekering is 'n volhoudende proses om die gestalte van Yeshua aan te neem, om in die spore van geregtigheid te wandel. Kom ons staan, dan bid ons saam.
Ons wonderlike Vader, hoe groot is die goedheid nie vir ons nie. Dankie dat U ons elke dag wil verander. Vader, dankie dat wanneer ons so voor U staan, dat elkeen van ons kan getuig van ons eie swakheid, ons eie stryd, ons eie uitdaging, maar dankie dat U ons help. Dankie dat wanneer ons oë en ons harte op U vestig, dan word dit net soveel makliker, dan is U die een wat daardie oorwinning in ons lewens behaal. En ons sê vir U dankie daarvoor, en ons buig voor U, en ons wil vir elkeen wat vanmôre saam ingeskakel is, wil ons vra, Vader Jahwe, wie is U die een wat bekering in elkeen van ons harte werk, sodat ons tree vir tree, dit kan aflê wat U nie welbehaaglik is nie. En Vader Jahwe, dat Yeshua se beeld en sy gestalte net groter sal word in ons lewens. Dankie dat ons spesiaal ook vanmôre kan bid vir elkeen wat siek is, vir hulle wat in die hospitale is. Ons Vader, dankie dat ons hulle spesiaal aan U kan opdra en kan vra dat U genade en U vrede hulle sal omvou, en as dit U wil is, dat U hulle spoedig sal genees. Ons Vader, al die lof, al die eer kom U toe. Ons dink aan ons ou mense wat gevorderd in dae is, dat U hulle spesiaal naby sal wees. Vader, wat op geleende tyd is, dankie vir die mooi voorbeeld in die gemeente, wat hulle ook vir ons kan wees van ywer en toewyding aan U. En ons wil elkeen van hulle ook voor U lê en vir U vra, Vader Jahwe, omvou hulle besonderlik, met U liefde en U vrede. In die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia, dank, loof en prys ons U. Halleluja. Amen. Geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons hef die hande op en ons ontvang Vader Jahwe se seën. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Halleluja. Amen.